Goeiemôre broers en susters, baie welkom weer by vanoggend se ontmoeting met ons Hemelse Vader. Ons bid dat elkeen van julle en die wat later vandag ook aanlyn en deur die week by ons gaan aanskakel, ook die Here se teenwoordigheid sal beleef. Dominee Marius is vanoggend in Lake King, waar hy ook die diens lei, en dan volgende week is hy in Geraldton, wanneer hy ook die mense daarso gaan bedien. Welkom aan elkeen van julle ook wat vir die eerste keer hier by ons is. In die ingangsportaal, hier die eerste tafel, is daar 'n besoekersboek. As jy nog nie ons nuusbrief ontvang nie, vul hom net jou naam daarin, dan sal ons jou ook op die verspreidingslys sit. In die week het ons 3 verjaarsdae. Emmy wat vandag verjaar, ek dog sy is nog in Suid-Afrika, maar lyk vir sy het spesiaal teruggekom om in Australië te verjaar. Emmy, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop dat jy ook die jare geseënde jaar sal beleef. En dan die 21ste na Kayla ter Blanche en die 25ste Zelda Beets. Dan ons voorbidding, ons bly dink ook aan Tannie Isabel Jansen en Tannie Liste Toy en Tannie Martie, met wie dit nie baie goed gaan nie. Ons vra dat julle ook aan hulle sal dink en dat die Here ook hulle sal dra in hierdie tyd. Dankie Tommy Pieter. Baie dankie Jan, ek wil net seker maak as sy aan daarpo, is hy reg. Goeiemôre, dit is nou wintertyd, maar dit is ook 'n goeie tyd, ek weet nie wie is almal wintermense nie, maar ek moet sê, kyk, Perth is daarom baie beter en lyk beter in die winter as wat dit in die somer is. As julle nou al die moeite gedoen het om dan bietjie buite rond te loop, sou julle gesien het, daar's daarom al blommetjies ook, hoor, hier en daar onder die bome, en dis regtig, dis mooi om dit te sien, en dit is lekker om te weet dat ons in 'n plek bly wat so mooi is, en waarvoor 'n mens net vir die Here kan baie dankie sê. Nou ek vertrou vir oggend ook, julle sal nou net weet, ek wil so inleidend net gou sê, dat so 3 Sondae terug, het ek vir julle gesê, dit is so belangrik om te weet dat jy behoort aan die Here. En dat die Here vir ons wil laat verstaan, dit gaan oor ons as mense, as sy kinders, en dat hy jou hart en jou welstand, dat hy dit in gedagte het, wanneer hy ook in die lewe saam met jou leef, en jou vorm om te word meer en meer, soos wat Jesus is. En verlede Sondag het ons gepraat oor die groot troos wat die Here vir ons in Christus natuurlik gee, dat hy self die een is wat vir ons in ons diepste nood en ons diepste seer altyd daar is en bystaan. En vir ons wil leer om verby dit te kyk, na die feit dat ons aan hom behoort, en dat hy ons liefhet, en dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. En vandag gaan 'n bietjie verder daaroor, maar ons gaan nou al dieper gaan. Vandag wil ek regtig by die diepste diep uitkom, in terme van jou verhouding met die Here, en dat jy sal verstaan, wat vir God belangrik is, en hoe hy na ons kyk, en dat jy hom sal leer verstaan vir wie hy is. Dat as jy sê, ek ken die Here, dat jy weet wat jy daarmee gaan bedoel. Nou, ek wil net sommer so voordat ons begin, ek wil net seker maak, Rian, die skerm is nie aan vir my nie, hoor. En ek wil sê, is die klank aan? Is dit, kan julle my mooi hoor? Dis snaaks genoeg, ek hoor niks hier voor vandag nie. Dit is, ek het juist vir even gesê, ek het my 1000 watt das aangesit, maar die 1000 watt das werk nie nou nie. As hy nie aankom nie, Rian, is dit nou nie 'n krisis, dan kan ek omdraai, daar gaan hy nou aan. Daar's hy. Ek wil graag vir julle net hierdie wys, dit is nou waar Dominee Marius die vorige 2 Sondae was, en dit was eerstens naamlik in Northam gewees, en verlede Sondag in Kalgoorlie. En net dat julle weer eens net in gedagte hou, ons is maar deel van 'n groter geheel van die Here se gesin hier in Wes-Australië. Almal van ons behoort aan hom, maar elke keer nou as ek na sulke foto's kyk, dan sien ek mense wat gelowiges is. En ek weet toe ek en Dominee Gawie daar saam met Hendrik ook in Bali was, het ons 'n sekere tyd, was dit pastoor Nala se kweekskool bygewoon. En daar is ook 'n foto wat ons geneem het, saam met die studente wat daar was. En hy het vir ons gesê dat al hierdie mense is in hierdie kweekskool vir so ongeveer 'n jaar, om te leer van die Here, en dat hulle eintlik hulle geloof in hulle lewe kan toepas. Maar ek het net besef, is dit nie presies waarmee ons besig is nie. Dis tog waarom julle hier is. 'n erediens is 'n voorbereiding op die lewe.
En daarom wil ek die Here vertrou dat veral vandag, ook vir julle en ook vir al die mense wat natuurlik inskakel en na ons eredienste kyk, daar die leerskool sal wees van die Here self, om meer en meer te word soos Jesus is. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie gebed, om vir die Here te sê, Here, ek word stil by U. Ek begeer dat U self, deur die Gees en deur die woord, in my hart sal wees en met my sal praat. As ek stil word, om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hartklop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word, om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hartklop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. Ek wil graag hierdie foto weer aan julle voorhou, bietjie anderste as die een wat ons standaard gebruik en sal ook gebruik in die toekoms, maar die afgelope 3 Sondae wil ek hê julle moet net van die volgende bewus wees as ons bid tot die Here. Here, niemand van ons leef of sterf vir onsself nie. As ons lewe, leef ons tot U eer. As ons sterf, dan sterf ons tot U eer. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan U. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Nou, ons gaan weer hierdie beurtsang loflied sing. Julle sal weet die groen is wat die voorsanger voorsing. Die wit gedeelte is wat ons dan antwoord. En dit is soos die ou volk van Israel in die tyd toe die Here hulle ook deur die woestyn gelei het, hoe ons kan indink hoe hulle liedere gesing het. Hulle het nie boeke gehad nie, hulle het nie projektors gehad soos ons waar die woorde vir hulle kon wys nie. Hulle het wel die goed uit hulle hart uit dink ek geken, die liedere, maar daar was altyd 'n voorsanger en daarom sal jy vind dat baie psalms is ook so geskryf deur die koragiete, spesifiek ook dat die volk dit agterna kon sing. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied so as 'n loflied vir die Here. Kom loof die Heer, kom loof die Heer.
Alle knechte van die Heer, wat s'nachts in die huis, van die Here staan, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom sing sy lof, hy wat altyd by ons bly, Skepper van die aarde, en die hemel daarbo, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom prys die Heer, hy wat ons bewaar, hy waak oor ons, elke dag en nag, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom hier die Heer, hy is die lig op ons pad, hy gee ons sy vrede, en sy troue hand, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom roep sy naam, hy's wat ons verlos, laat elke hart om loof en blys, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Here is heilig, die troon is vir ewig, ons harte buig nou neer, voor die God wat leef, die lig skyn helder, die woord bly vir altyd, o Heer ons aanbid U, U's waardig alleen, kom loof die Heer, alle knechte van die Heer, wat s'nachts in die huis, van die Here staan, hef op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Julle kan maar sit. Die tema van vandag, soms soos wat ek het maar verwoord het, julle moet weet dat 'n tema kan natuurlik baie dinge wees as 'n mens na 'n bepaalde teksgedeelte kyk, maar soos wat die Here dit op my hart gelê het, wil ek dit graag so vir julle verwoord, dat jy moet vanoggend verstaan, dat die Here kyk verby die skure van jou lewe. Nou die skure van jou lewe is hierdie dinge wat vir ons gewoonlik belangrik is. Die dinge waarin ons waarde heg, die dinge waarvoor ons tyd gee, ons energie gee,
En dat ons verhoor dat die Here vir ons sê, hy kyk verby daardie dinge waarmee ons in ons lewe ook elke dag besig is. Waarom? Want hy soek na ons hart. En as ons praat van ons hart, in die Bybel weet julle beteken dit nou nie die orgaan van ons liggaam nie, dit beteken die sentrum van jou lewe. Daar waar jy is, waar die Here jou wil ontmoet vir wie jy is. Dit is dit wat alles bepalend van jou hele lewe is, jou lewensuitkyk. En dit waarvoor jy lewe, word bepaal deur jou hart. En in die bergrede, Jesus se eerste boodskap, het hy die volgende gesê, daar in hoofstuk 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou, as jy vra waaroor gaan dit vir die Here in hierdie gedeelte, na die konteks van die bergrede, gaan dit uit en uit oor wie jy is vir die Here. Dit gaan oor jou verhouding met hom. En ons almal weet dit, ons het in die laaste tyd nou baie gemaak om te sê, dat jy is nie maar net 'n Christen wat behoort tot 'n bepaalde groep wat hulle identifiseer met die Christelike geloof nie. Jy's kind van God. Jy's iemand wat in 'n verhouding tot hom en wat vir hom lewe. En dit is so belangrik dat ek en jy sal verstaan dat dit die sentrum van my lewe is. Die Here self die sentrum van my lewe is. Verander alles. Maar die belangrikste, dis jy wat verander. Dis jy wat verander. En ek wil hê julle moet net so sit, want partykeer wonder 'n mens, maar hoe lyk my lewe as ek my hart vir die Here gee? Hoe lyk dit? En ek wil graag hê julle moet na hierdie volgende lied luister en dit saam bid. Dis 'n gebed. Dit is deur die Oase gemeente in Suid-Afrika gemaak, baie lank terug al. Maar luister na die woorde van Here, as U die hart is van my lewe, as U in my hart is en ek vir U lewe, dan is die volgende baie belangrik. U is vir my 'n toevlug. Luister na hierdie mooi lied, net sommer so terwyl julle sit en bid dit in julle eie hart saam. Here my toevlug, U is God van my hart. Niks maak meer saak nie, slegs hier U wil. Neem nou my gedagtes vanoggend tot aand. Selfs as ek slaap, U nabyheid my lig. Wees U my wysheid, die waarheid, die woord. Versoen met U godheid, vir ewig gebind. U is my Vader en ek is U kind. U Gees nou in woning en eenheid herstel. Wees U my beskermer, my swaard vir die stryd. Wees U die God speel in wie ek verbly. U my sielsvesting, my veilige skuiling. Lig my na waar U is, o krag van my krag.
Hoogste in die hemel, oorwinning behaal. Hemelse vreugde wat vanuit U straal. Hart van my eie, wat ook al gebeur, wees steeds my toevlug, o Heerser van alles. Kom ons dit so, dan bid ons saam. Onse Vader, Here, U is die een wat diep, baie diep in ons hart kan kyk. In 'n sekere sin weet ons, Here, leef ons almal met maskers. Want ons kan mos nie dat die wêreld sien wat diep binne in ons aan die gang is nie. Partykeer is dit 'n seer wat ons wegsteek. Partykeer is dit iets wat ons in ons hart ronddra, wat vir ons so swaar is, maar wat ons nie met vrymoedigheid met ander kan deel nie. En daarom sal ons glimlag as iemand vir ons vra, hoe gaan dit? U ken ons, Here. U weet ook wie ons is. U is die een aan wie ons na liggaam en siel behoort, en daarom is selfs ons gedagtes aan U bekend. U is die een wat weet wat ons gaan sê nog voordat ons dit gesê het. En tog, Here, die enigste wat ons as mens weet, is dat U as die Almagtige, die Alomteenwoordige, die God van hemel en aarde vir ons liefhet, en vanoggend hier by ons is. En daarom in diepe afhanklikheid vra ons nou vir U, gee dat U woord en U gees vir ons sal duidelik maak wat op U hart is. In Jesus naam, amen. Die gedeelte in Lukas 12, dit is hier wat gaan begin, waar ons kan aflei, dis dalk 2 jong seuns, maar dit is kinders wat 'n erfporsie ontvang het, skielik sommer vir Jesus in die rede geval het, en ons lees daarvan vanaf vers 13. Nou iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar Jesus antwoord hom, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy vir hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie 'n plek waar ek my oes kan opgaar nie. En toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? En so gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. So ek dink julle kan verstaan dat hierdie is 'n baie belangrike gedeelte. Die feit dat 'n mens kan jou hele lewe leef, almal van ons het net een lewe. Jy kan hom leef en op die ou end nie verstaan dat daar 'n Vader is wat jou liefhet nie.
Want dis waarop dit hier neerkom. Julle moet altyd onthou, ek het vir julle gesê, dat as 'n mens enige skrifgedeelte lees, dink altyd wat staan in Johannes 3 vers 16. So lief het die Here vir jou, dat hy sy seun gegee het, sodat as jy in hom glo, die lewe kan hê, die werklike lewe kan hê. Met ander woorde, is Jesus hierdie gelykenis vertel vir die mense, dan was dit nie om hulle te oordeel nie. Dan was dit nie vir hulle om te sê dat julle is sleg en julle sal uiteindelik almal verlore gaan nie. Maar juis om vir hulle te laat verstaan dat hulle kinders van die Here kan wees, dat hulle aan hom kan behoort en met hom en vir hom kan lewe. En dis tog uiteindelik wat die lewe regtig baie mooi maak. Maar ook ons verstaan dit nie alles nie, ons gaan mekaar met die tyd, gaan ons dit ook leer wat dit in effek beteken. Nou ek gaan vandag probeer baie prakties wees, oor wat 'n lewe vir die Here behels. En om daarby uit te kom, moet ek begin deur vir julle 'n vraag te vra. Ek wil hê, as ek vir jou sou vra, kom ons sê ek ontmoet jou hier voor in die voorportaal, en ek sou vir jou vra, wie is jy? Hoe gaan jy dit antwoord? Nou, ek het al baie sulke gesprekke hiervoor gehad, en almal van ons, of die meeste van ons, is gemaklik om te praat oor ander dinge, behalwe wie ons regtig is, hoor. Ons sê nie vir mense wie ons regtig is nie. Jy sal sê waar jy vandaan kom. Miskien ek is van, as kom hulle terug van, ons is nou pas oorgekom van, sê maar Engeland, of van kom ons sê Nieu-Seeland, maak nie saak nie. Jy sal sê waar jy vandaan kom. Jy sal dalk iets sê van wat jy doen. Ek is 'n onderwyseres, of ek is 'n prokureur, of ek is 'n IT specialist, of wat ook al. Jy sal sê van dit wat jy doen, of jy sal dalk kan verwys na 'n bepaalde prestasie wat jy behaal het, van ek het vir die Vrystaat rugby gespeel. Ek is 'n atoomenergie specialist. Iets van wat jy bereik het, en waarop jy miskien so bietjie kan roem. Maar wie van ons sal in daai situasie sê, weet jy, ek is eerlik, né? Mense gaan in elk geval jou nie glo nie, want hulle sal sê, hoekom sê jy dit? Dit is soos iemand wat, julle sal onthou in Suid-Afrika en Bloemfontein het ons gesê, as ouens, jy wil weet of iemand van Grey College afkom, jy hoef nie te wonder nie, want hy gaan dit vir jou sê. So dis daai ding van, jy kan, baie keer as jy hierdie goed gaan sê, gaan mense wonder, is dit regtig waar? Ek is nederig, ek is sagmoedig, ek is barmhartig, ek het mense lief, ek kan vergewe, ek is 'n kind van die Here. En die ding wat ek die graagste deesdae vir mense sou wou sê is, weet jy, ek het die Here lief, en ek is bereid om met my hele lewe hom te gehoorsaam. Ek wil word soos Jesus. Dis wie ek is. Ek weet nie of ons dit vir mekaar sal sê nie, nie in die wêreld nie. En weet julle, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, het Jesus dit verstaan. Hy het verstaan dat daar's 'n uiterlike, wat 'n mens ook kan voorhou, wat vals kan wees, maar hy kyk nie daarna nie. Hy kyk diep in jou hart. Paulus sê vir ons in Romeine 8, daar waar hy daai mooi gedeelte sê, dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. En dan sê hy die volgende, die wat hy vooruit daartoe bestem het, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Kan jy verstaan dat jou hele lewe, van begin tot einde, het by God net een doel? Hy wil jou van geboorte, soos wat jy groei en die lewe leer ken en ervaar, deur jou ouers, deur jou vriende, deur uiteindelik mense met wie jy saamwerk, jou geliefde met wie jy trou, deur al daai dinge, wil die Here jou leer om soos Jesus te wees, om gelykvormig te wees aan sy beeld. Wie is God?
Kom ek sê vir julle, wie is God? God is liefde. Dit sê Johannes vir ons. En as hy sê hy is liefde, dan beteken dit is daai agape woord wat gebruik word, wat sê, dis 'n onvoorwaardelike, opregte, egte, wie hy is. Hy is die een wat nie 'n valsheid voorhou nie. God is God. En die 3 goed wat in ons lewe belangrik is jou opregtheid, jou integriteit en jou eerlikheid. Om te verstaan dat jy kan nie hier sit, jy kan dit wat mense sien, soos julle my sien, julle sien nie naaste by wat hier binne-in is nie. Maar die Here weet. En die Here ken vir jou en vir my. En dis die punt wat Jesus in hierdie gelykenis wil maak. Baie mense dink dit gaan hier oor die feit dat jy mag nie ryk wees nie. Dis nie naaste by waar nie. Dit gaan hier oor enige iets. Of dit nou besittings is, of dit is die najaag van sukses in terme van 'n status wat jy wil bereik, of dat jy 'n bepaalde prestasie wil bereik, het sy in sport. Baie mense raak so obsessief oor daardie dinge in hulle lewe, dat hulle heeltemal verby die Here self leef. Hierdie man waarvan Jesus praat in hierdie gedeelte, ek wil so vinnig gou met julle deur hierdie ding gaan. Hierdie teksgedeelte, want kyk, dis baie belangrik dat 'n mens by die woord van die Here bly. Ek wil nie vir julle 'n ander boodskap gee as wat Jesus self gegee het nie. En julle sal sien dat waar dit begin, is dat Jesus dit duidelik maak hoekom hy die gelykenis vertel. Want toe hierdie kinders, hierdie 2 seuns heel waarskynlik met mekaar stry oor, hulle erfporsie is nie ewe groot nie, weet nie hoekom nie, miskien omdat die een bietjie ouer was, het die pa vir die ouer een meer gegee en vir die jonger een minder. Maar Jesus het toe duidelik vir hulle gesê, ek gaan nie uitspraak oor dit lewer nie. Dis nie vir my belangrik nie. Ek stel nie belang in wat julle elkeen se erfporsie is nie. Het jy al ooit so daaraan gedink? Die Here gebruik 'n beeld wat ons almal mee kan assosieer. Want geld is vir ons belangrik. En hoe groter ek kan kry en hoe meer ek kan bymekaar maak, hoe beter vir my. En hy wil sê, maar ek stel nie belang daarin nie. Ek stel nie belang watter seën die meeste het nie. Hy sê vir hulle, wees op julle hoede. Pas op. Pas op vir elke vorm van gierigheid. Nou hierdie vorm van gierigheid het meer te doen as bloot net materiële besittings en uiteindelik ook sê maar geld. Dit het te doen met enige iets wat jy begeer. Dis hoekom een van die 10 gebooie is, jy mag nie begeer nie. Ek weet iemand het gesê een keer, hy wonder nogal as jy 10 reëls of baie belangrike waardes sou moes neerskryf. En die Here sê vir jou, wat vir die hele wêreld vir alle tyd moet geld, sou begeerte een van daai wees wat jy sê jy mag nie. Maar interessant dat begeerte op sigself is nie verkeerd nie. Dit gaan oor die begeer van dit wat aan ander behoort. Die begeer ten koste van jouself wat altyd meer wil hê en wat jouself vergelyk met ander. Daai begeerte is verkeerd. En Jesus sê pasop vir dit, want 'n mens se lewe, en nou praat die Here in die liefde wat hy vir ons het. Hy sê jou lewe is meer werd. Is nie afhanklik van die oorvloed van jou besittings of wat jy het nie. En toe praat hy van hierdie persoon wat dwaas opgetree het. En dis interessant dat Jesus sê nie wat hy doen is sondig nie, hy sê nie wat hy doen is boos nie, hy sê nie wat hy doen is verkeerd nie, hy sê net dit is dwaas. Dis dwaas omdat as jy vir jouself lewe, en as jy net vir jou eie begeertes lewe, dit wat jou met ander woorde in die lewe motiveer, dan moet ek vandag in die liefde wat die Here vir jou sê, vir jou sê dis verkeerd. Jy moet gaan herbesin oor jou lewe. Nou onthou nou, jy kan dit vir ander mense wegsteek. Want hierdie gelykenis maak dit baie duidelik dat hierdie man het by homself gepraat
Hy het dit nie vir die ander vertel, hy het vir die ander dalk iets heeltemal anders te vertel. Die ander mense het dalk 'n beeld gehad van hierdie is 'n baie liefdevolle man. Hierdie man is iemand wat omgee. Maar die Here kyk nie na wat hy doen of wat hy bymekaar gemaak het nie. Hy kyk na sy karakter. En ek wil vir jou sê, dis 4 goed. Weet eerstens dat die Here jou gedagtes ken. Hy ken elke gedagte wat jy dink. Die Here ken jou gemoedstoestand. Hy weet hoe jy voel op hierdie oomblik. Jy kan dit vir ander mense wegsteek, maar die Here weet hoe jy voel. Hy ken die gesindheid waarmee jy lewe. Wat motiveer jou? Wat 'n gesindheid het jy wanneer jy werklik vir iemand help? Is dit om erkenning te kry of doen jy dit omdat jy regtig liefhet? Vergewe jy omdat jy liefhet of doen jy dit maar net sodat ander nie kwaad kan wees nie? Verstaan julle wat ek probeer sê vir julle? En op die ou end gaan dit oor jou karakter. Die hele bergrede. Salig is die vredemakers, die wat sagmoedig is, die wat barmhartig is. As jy iets teen jou broer het, gaan en maak dit reg. Die Here kyk dieper. Jesus sê selfs in die bergrede, julle het gehoor daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, dat 'n man wat in sy hart 'n ander vrou begeer, het reeds egbreek gepleeg. Gaan enigiemand daarvan weet? Maar God weet dit. Hy kyk verby dit wat uiterlik is. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir julle, al sou jy net sê, nie fisies die mes in iemand se hart steek nie, maar al sou jy net vir iemand uitskel as 'n idioot, dan sien God dit as moord. Verstaan julle dat God kyk dieper as hy, en dis waarom toe daai ouens vir Jesus sê, maar Here, ons het in u naam geprofeteer, ons het duiwels uitgedryf, ons het groot dinge gedoen, wonders gedoen, dan gaan hy sê, gaan weg vir my, want ek ken julle nie. Waarom nie? Want uiterlik was die vertoon daar, maar innerlik was hulle dwaas. En dit is wat die Here vandag vir ons wil kom sê, moenie dwaas wees nie, weet dat die Here jou liefhet en dat hy jou diepste binneste wil kom nuut maak in terme van hoe jy is. Ons lees hierso dat hy sê, toe vertel hy hulle 'n gelykenis van 'n ryk man. Nou interessant dat hierdie was met ander woorde reeds 'n man wat alles gehad het. Hy was ryk. En sy land het toe nou goed gedra, so hier's nou 'n bonus op sy rykdom. Daar's nou nog 'n dividend daarbey. Hy het toe, en kyk na die woorde, hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Kan julle sien oor wie gaan dit vir hom? Ons lees nie hier dat dit gaan oor ander mense nie. Hy in sy eie gedagtes is dit nie sy vrou en sy kinders wat geld nie. In terme van hoe hy dink en wat hom motiveer is net hy self en sy eie begeertes. En ons weet dit sy eie begeertes, want op die einde sê hy dit vir homself. Wat is sy optrede? Moenie dwaas wees om te dink dat die lewe gaan oor die opgaar van dinge nie, en ek sou ook by kon voeg, die najaag van ander dinge soos prestasie, sukses, om erkenning te kry, om beroemd te wees. Dis dinge wat kan maak dat jy jou verhouding met God mis. Hierdie man het besluit hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en ek sal hulle groter bou, daarin sal ek al my graan en my ander goedjies kan opgaar, so met ander woorde, nie net dit wat hy nou meer op die lande gekry het nie, hy gaan nou daai skure afbreek, hy gaan dit nog groter maak. Vir wie? Vir homself. So dwaas is om te dink dat die lewe gaan net oor die versameling van al hierdie dinge, en om uiteindelik die hoogste sport en op die podium te kan staan van die lewe.
dan verstaan jy nie dat die Here vir jou as mens liefhet nie. Dwaasheid is om selfvoldaan jou afhanklikheid van God te vergeet. Dis waarmee die bergrede begin het. Baie gelukkig of geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Die 33 vertaling het gesê in die oorspronklike Grieks staan daar arm van gees is. Met ander woorde, ek het die Here so nodig in my lewe. Dit spreek van jou karakter. Ek het in my eie lewe agtergekom dat hoe meer ek verstaan, hoe dat ek nie sonder die Here kan leef nie, nie sonder hom wil leef nie, hoe groter impak maak dit op my karakter, oor wie ek is, hoe ek optree, hoe ek praat en hoe ek dink. Hierdie man het op daai stadium, toe hy nou die skure gebou het en hulle vol gepak het, dan sal hy vir homself sê, mens, jy het baie goed, wat weggesit is vir baie jare, hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Met ander woorde, hierdie is tipies die aftrede wat ons almal beplan, is dit nie? Die van ons wat versekeringspolisse het, sal weet dit, as jy na jou soepers of wat ook al in Australië kyk, dan is dit die sinnetjie wat jy na kyk, is, ek het goed gedoen, ek het hard gewerk deur baie jare, ek het bymekaar gemaak, ek het genoeg om mee af te tree, en ek kan nou lekker eet, na al die restaurante toe gaan, wat almal sê wat lekker kos maak, ek kan lekker drink, ek kan leef, en die lewe geniet. My vraag is, hoekom eers dan? Hoekom eers dan in elk geval? Hoekom dit nie elke dag met wat jy het, in dankbaarheid teenoor die Here kan leef nie? Ek wil graag vir julle net dat ons gaan nou dieper gaan, ek wil nou meer by die praktyk uitkom. As ons verstaan dat die Here, natuurlik is hierdie goed belangrik, maar dit is nie waarna die Here kyk nie. Want elkeen van julle soos wat hier sit, is hy op pad om gereed te maak, om vir ewig saam met hom by die Vader te wees. Dit beteken ons moet soos hy word. Ons moet deel van God se beeld word in terme van wie hy is en hoe sy hart is. God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? En so gaan dit dan met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. So die vraag sou wees, is ek ryk vandag, vanoggend soos ek hier so staan, by die Here? Ek sal nooit vergeet nie dat daai teksie wat ek net vir julle gelees het, uit Matteus 6 uit, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes dit verniel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes dit nie kan verniel nie, en waar diewe nie kan inbreek om dit te steel nie. Wat ek en jy moet verstaan is wat ewigheidswaarde het, is ons verhouding met die Here. En hierdie verhouding wat ons met God het, het met my gesindheid, my gedagtes, my gemoedstoestand en uiteindelik my karakter te doen. Om ryk in God te wees beteken dat nie net die betekenis van my lewe nie, maar ook die vervulling van my lewe is in die Here. En dit is nie 'n wêreldse mens wat so kan praat nie, net 'n gelowige, 'n kind van die Here kan so praat. Wêreldse mense praat anderste. Hulle dink anderste, maar gelowiges dink nie so nie. Ek wil vir julle gou dit maklik maak om te onthou. As julle nog gaan kyk, dan sien julle vind daar's baie boodskappe oor hierdie gedeelte. Maar is interessant dat hulle in die Engels het hulle sê wat jou en my lewe bepaal is 3 dinge. Dit is dinge waarmee ons besig is of wat ons bymekaar maak of wat ons versamel. Dit is mense met wie ons saamleef of met wie ons in aanraking kom. En dit is dan die derde is, wie bepaal jou lewe? Is dit jouself? Of is dit die Here?
So dit gaan oor things, people, and wie jy worship. Nou, die wêreldse mens, love things, use people, and worship themselves. Dit is die wêreldse standaard van hoe mense leef wat nie God ken nie. Jy het dinge lief. Jy gebruik mense. Maar jy's lief vir jouself, jy aanbid jouself, jyself op die hart, op die troon van jou hart. 'n Kind van die Here, luister mooi hoe verander dit. 'n Kind van die Here, love people, use things, worship God. Dit is totaal anders. En nou sê julle vir my vra, maar hoe kan ek myself skool om bewustelik van dag tot dag in 'n verhouding met God te leef? En ek is so bly. Daar's 'n ander predikant in Suid-Afrika. Trevor, ek kan ongelukkig nie sy van onthou nie, maar hy sê toe, hy wil graag vir die mense net drie, hy het gesê 2 gebede, maar ek gaan dit 3 maak. Ek hou van 3. Ek gaan vir julle 3 gebede gee. 3 kort gebedjies, om elke dag in jou handel en wandel met God te bid. Voortdurend. Jy moenie dink aan gebed as net daai 1 keer in die oggend en die 1 keer in die aand wat jy voor jy gaan slaap net nie. Ek wil hê jy moet die volgende, want ek moet vir julle sê, in my eie lewe, en toe hy dit sê, toe besef ek, maar dit is hoe dit vir my is. 3 kort gebedjies. Die eerste gebed, wat jy so dikwels moontlik moet bid. Met ander woorde, waar jy ook al is die volgende. Dankie Here. Dankie Here. Dankie dat ek vandag hier kan wees. Dankie vir hierdie mense. As ek hier uitstap, dankie Here dat ek 'n motor het. Dankie Here dat ek 'n huis het. Dankie Here dat ek 'n vrou het. Dankie Here dat ek 'n kind, dat ek kinders het. Dankie Here vir die reën en die mooi natuur. Dankie vir die blou see. Dankie, dankie, dankie vir alles. Sê dit as jy eet. Dankie Here vir wat ons kan eet. As jy iets drink, dankie Here vir wat ek kan drink. Maak jouself bewus dat alles wat ek het, alles wat ek beleef, dankie Here. Dis die eerste gebed. Miskien die maklikste. Die tweede gebed. Help my Here. Ek onthou ek het self baie jare terug so 'n houtkruisie gehad wat ek van 'n vrou gekry het, waar dit uit hout gesnee het, en op dit het ek begin om al my krisisse te skryf. Ag, ek het ons so gou vol geskryf en ek het altyd agterna HJ, help Jesus gesit. Help Jesus, help my. Help my as ek vandag met mense oor die praat. Help vir my dat ek dit reg kan doen. Help vir my dat ek vir my vrou 'n goeie man kan wees. Help vir my dat ek vir my kinders 'n goeie pa kan wees. Help my Here. Help my dat as ek byvoorbeeld moet gaan om 'n toespraak te lewer of as ek iemand moet gaan help met iets, help my dat ek dit so sal doen dat daai persoon U en my sal sien. Help my Here om as ek inkopies gaan doen, dat ek die regte goed koop, dat ek die noodsaaklike sal koop en nie sal oorgee aan dit wat onnodig is nie. Help my Here. Dit is die gebed wat 'n mens deurlopend deur jou lewe kan bid. As jy by iemand kom, help my Here om vriendelik te wees. Help vir my om so oor te kom dat ek U nie oneer aandoen nie. En dan die derde gebedjie. Dis die moeilikste. En ek moet vir julle sê, hoe nader 'n mens in die Here leef, hoe meer begin jy hom bid. Ons sê altyd aan die einde van ons gebede, ag Here, vergewe my sondes. Maar dis nie 'n gebed wat bedoel is net vir 'n oggend of 'n aand nie. Deurlopend deur my lewe,
as ek in iets gewees het waar ek voel, o Here, ek het hier nie opgetree soos ek moes nie, ek het hier nie gesê soos ek moes nie. Vergeef my Jesus, vergewe my. Vergewe my, help my om anders te wees, help my om dit reg te maak. Verstaan julle? Dit is wat jy elke dag, dankie, help my, vergeef my. Daar's baie keer wat ek hier voor staan, en die Here weet dit. Dan sê ek dinge wat ek voel, ek moes dit nie so gesê het nie, dan sê ek vergeef my Here, want ek wil in die eerste plek nie hom oneer aandoen nie. En daarom, omdat al hierdie dinge van my lewe waar is, weet ek ken die Here. Ek leer hom elke dag meer en meer ken. My rykdom is in hom. Nie dat die ander dinge onbelangrik is nie, maar hulle is nou in perspektief. Ek weet, hulle is daar. Dis deel van die lewe, is deel van my verantwoordelikheid, maar ek leef nie vir hulle nie. Ek leef nie vir dit nie. Ek wil graag vir jou net hierdie versie gee in Lukas 9, vers 25. Jesus sê self, wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Hoekom sê die Here dit vir ons? Omdat hy wil hê jy moet naby aan hom wees. Hy wil hê jy moet sy vrede beleef. Hy wil hê jy moet in hom tot rus kom. En dis wat dit beteken om vervulling te beleef. Dis nie maar net 'n woord nie. Ek wil graag dit vir julle almal toebid, dat julle tot vervulling in die Here sal kom. En sal beleef dat jy hoef nie 'n valse beeld na buite uit te straal nie. Of voor te hou nie. Wees wie jy is. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie Jesus dat soos wat U vanoggend ook by ons deur U Gees is, dat ons weet daar is niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Daarin lê daar vir ons 'n groot troos vanmôre, Here. Juis dat U weet hoe ons dink, hoe ons voel, wat ons in die lewe motiveer. En daarom het ons nou die geleentheid om vir U te sê, hier is my lewe, Here. Maak dit U gewy meer en meer. Maak my, gee dat hierdie 3 kort gebedjies, dat ons dit nie sal vergeet nie, Vader, dat ons dit deurlopend deur ons dag, soos wat ons met U wandel, dit sal bid. Dankie vir alles. Help my in alles. En vergewe vir my. Vergewe vir my waar ek ander mense seermaak en waar ek U eer skade berokken. Here, gee nou vir elkeen wat hier is, die vrede wat net U kan gee. Dit bid ek vir hulle toe, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawe vir die Here te gee.
Onse Vader, baie dankie, Here, vir alles wat ons het. Maar dankie ook vir wat ons kan gee. En dit wat ons gee, vertrou ons nou aan U self toe om te gebruik, om U self te verheerlik, U koninkryk te laat kom hier in Wes-Australië. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met daai bekende lied, Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer, en ek hoop julle verstaan nou dit, as julle dit sing, dan is dit om regtig te sê, Here, ek gaan nie meer met pretend leef nie, ek leef my lewe vir U. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Die Here sal vir julle seën, sodat julle tot seën van ander kan wees. Die Here sal julle grondgebied vir julle groter maak, sodat sy koninkryk daardeur kan kom. En die Here sal gee dat julle lewens nie tot smart van enige iemand sal wees nie, maar alleenlik tot die verheerliking van sy naam. Amen. As 'n baie mooi dag vir julle.